Ag, ek wil graag werklik opreg vir u vanmôre vra net om saam met my te staan. Ek is so bewus om net vir hom vanmôre dankie te kan sê. Om net vanmôre my hart uit te kon stort vanmôre. En vanmôre my dankbaarheid te betoon teenoor Jaffa. Om werklik net vanmôre vir hom dankie te kan sê vir sy woord. Dankie te kan sê vir sy inspraak. Dankie te kan sê vir sy leiding. Dankie vir sy te kan sê vanmôre dat hy vir ons onderneem. Dankie dat hy ons seën. Dankie dat hy ons salf. Dankie dat hy ons raak sien. Ek wil vanmôre vra elkeen van u, wil u asseblief net vanmôre saam met my net vanmôre vir Jaffa sê dankie, dankie, dankie. Werklik vanmôre wil ons uit ons hart uit vanmôre sê Vader, ons wil u loof. Ons wil u prys, ons wil u heilige naam oplig, ons wil u verklaar, ons wil sê ja, want daar's niemand soos u. U alleen kom toe die lof, u alleen kom toe die eer, u alleen kom toe al die aanbidding. Ons wil u eer vir dit wat u gaan doen, en dit wat u al reeds gedoen het. Ons loof u vir die toekoms. Ons loof u vanmôre. Ons loof u vanmôre, Vader, en vir oormôre. En vir die dag daarna sê ons net dankie, Jaffa. Ons loof u opreg, Vader, vanmôre. Al die lof en al die aanbidding van ons hart. Werklik, Vader, u kom toe die eer. U kom toe die lof. Halleluja, baie dankie. Ag, ek wil nie kritiseer nie. Hoor my mooi en verstaan my baie mooi. Maar ons is partykeer so geneig om te kan wil loof en te kan prys nadat Jaffa iets gedoen het. Plaas daarvan dat ons snap en verstaan dat ons dit doen voor hy dit gedoen. Voor hy dit doen, dat ons werklik in 'n aanbidding en 'n blydskap uit sal bars. En werklik 'n vreugde om sal sê dankie en om sal loof en sal kan prys. Ek is so bewus van wat hy vir ons doen en wat hy vir ons gaan doen. En dit bring my vanmôre by my boodskap en ek wil graag net iets gou gelees voor ons na die skrif toe gaan wat ek oorspronklik wil lees vir u rondom die woord wat ek vanmôre vir u wil bedien. Ek wil net graag weer vir u daarop attent maak. Ek wil vanmôre in die gees u net herinner daaraan. En ons het so 2 weke terug die Toknieke mooi daaroor gebedien. En ek wil dit net uit die Romeine weer vir u vanmôre lees. En ek wil u met dit vanmôre in jou gees vanmôre bewus word van dit. Hy sê want die skepping. Ek wil vanmôre vir sê hierdie wêreld, hierdie aarde. Hoor wat sê, want die skepping is aan die nietigheid onderworpe. Maar hoor wat sê die skrif in vers 19. Hy sê want die skepping wag. Hy sê wag met 'n reikhalsende verlange op die openbaarmaking. En ek wil lees wat die woord sê, nie hier die kinders nie, maar die seuns. Die seuns. Ek wil vanmôre sê die erfgenames. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy wat 'n erfgenaam is, hoor wat sê die woord vanmôre vir jou. Ja, dogters, u is ingesluit. Hy sê want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die seuns van Jaffa. Ek wil hier in die begin van my woord sê, hierdie wêreld is donker. Daar's soveel leuns, soveel bedrieg, soveel bedrog, en soveel donkerheid. En ek wil begin van hierdie preek wat ek vir u vanmôre sê, jy is daardie lig in die donker. Jy's daardie lig
wat vir hierdie wêreld moet lig bring. Want die woord sê, hoor wat sê, vers 21 sê, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van slawerny, van die verganklikheid tot die vryheid, van die heerlikheid van die seuns van God. En dit bring my vanmôre by my woord, en ek wil graag, sit gou vir my dit op daar. My tema vanmôre is stad op 'n berg. En ek wil sommer inval met die deur. En vanmôre sê, jy kan nie 'n stad wat op 'n berg is mis nie. Jy kan nie 'n ligbaken mis nie. Jy kan dit nie onder 'n maatemmer sit nie. Jy kan dit nie eers onderdruk nie. 'n bruidsheerlikheid. As jy ooit verstaan het, jy sien, ek vra baie keer vir myself, ek sê, Vader, u woord sê dat u ons gaan openbaar. Ek wil die Engelse uitdrukking gebruik wat sê, he is going to present us to this world. Hy gaan vir ons voorstel in hierdie wêreld. Wie werklik die kinders, wie werklik die seuns, wie werklik die dogters is van Jaffa. En ek vra daai vraag, en daarom kom dit so in my gees, werk dit so kragtig in my gees. Dan vra ek, Jaffa, wys bietjie vanmôre vir u volk wie ons is in u. Wie is ons werklik? En Johannes sê so mooi in die Openbaring 21 vers 2, hy sê, en ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van Jaffa uit die hemel uit. Dan gebruik die woord, dan sê hy, toeberei. Soos, hy vergelyk dit, wanneer 'n bruid haarself voorberei vir haar bruidegom. Jy moet mooi verstaan, dit wil sê 'n vrou, en ek is nie 'n vrou nie, ek sal nie weet nie, ek kan maar net observe en maar net kyk en sien hoe dit gedoen moet word. Wanneer 'n vrou gaan trou, of 'n bruid gaan trou, ons is nou pas, ons gaan nou binnekort gaan ons trou met bywoon van ons eie. En ek sien die voorbereiding wat daarin gaan. Die beplanning wat daarin gaan. Die fyn beplanning wat daarin gaan. En dan weet ek nog nie eers van hoe die bruid se rok gaan lyk nie. Hoe sy haarself gaan present aan haar man nie. Ek kan net vir myself oor die oomblik aandink, wat was my ervaring die oomblik toe ek my bruid sien? En almal het altyd vir my gesê, Dawie, asseblief as jy vir Wouter sien, moenie huil nie. Maar ek kon nie help nie. Want daai oomblik was vir my te groot. Dit was werklik te groot vir my. Nou moet ek vanmôre bietjie, en ek wil die kinderlik vanmôre net dit verduidelik vir u. Hoe moet die vader nie voel om u as bruid aan sy seun voor te stel nie? Want hoor wat sê hierdie woord, hy sê toeberei, soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek kan nou baie uitbrei op die woord wat die laaste paar maande hier binne in Roepersfontein uitgegaan het. En ek wil vir u sê, dit is voorbereiding. Elke inspraak is voorbereiding. Is preparation. Is om ons presentable te maak vir ons Vader en ons die bruid, vir die bruidegom. Nou wil ek vir jou vanmôre, en ek was sommer met die deur hier in die huis inval. Die Engels sê so mooi, hy sê, hoor wat sê, hy sê, and John saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from Yah, out of heaven, prepared as a bride, adorned
Het jy al gaan kyk wat beteken daardie woordjie adult? Miskien in Engelse mense sal seker daar gaan kyk het. Maar toe ek dit lees, toe val ek die lig daarop en ek vra vir Heilige Gees, wat beteken hierdie woord toeberei? Voorberei in my eie taal. Maar adult means beteken om jouself presentable te maak. Nou gebruik hulle die woord attractive. Attractive. Om ons meer aantreklik te maak vir ons bruidegom. Nou moet jy vanmôre verstaan, elke profetiese woord, elke heilige inspraak wat die Heilige Gees gee, elke openbaring, elke kennis wat hy hier openbaar, is deel van ons voorbereiding, om ons presentable te maak, om ons aantreklik te maak vir ons bruidegom. Absoluut. Dis so. Nie net vir hierdie wêreld nie, maar ek wil vanmôre net graag die Engels hier by my lees, hier waar ek nou is. As jy my net sal verstaan, sal genade gee. Ek wil hier graag vanmôre hê dat jy moet 'n bietjie na jouself kyk. En vir die hoeveelste mal in my lewe het ek hierdie skrif gaan lees. Seker vir die 1000ste keer al, as ek dit regtig so kan uitdruk. Jeremia 1 vers 5. Want toe ek lees, toe ek sê, Jahwe is ons onsself presentable maak, moet ons, en as u ons wil openbaar aan hierdie wêreld, as u wil, en u moet my uitdrukking reg verstaan vanmôre, as Jahwe homself wil hê dat hy moet brag oor ons, as ek hierdie woord mag gebruik, om ons presentable te maak, om ons voor te stel, om ons waarlik te openbaar, moet die bruid verstaan wie sy is en wat sy is. En ek wil graag vanmôre, ek wil nie sê ek wil probeer nie, maar ek wil net graag hê, net 'n druppel in die emmer vanmôre sit. Net vanmôre so 'n klein bietjie, in my eenvoud vanmôre, net so 'n bietjie oopmaak vir u. Sodat u vanmôre kan sien, en vanmôre kan verstaan, dat u 'n stad is, dat ek en u 'n stad is, wat op 'n berg gesit word. En daar is 'n lig binne in hierdie berg. En ek sal vir u mooi lees in Openbaring, wat sê die woord van hierdie stad. Maar ek wil nie vat nie, gou vinnig my weer net gaan kyk na Jeremia 1. Jeremia 1 sê so mooi, ek wil gou vinnig vir u dit kry hierso. En u ken daardie skrif, en ek is nooit hier, hy sê before, as ek in Engels nie, King James vir u kan sê, before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thee come forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Hoor wat sê hierdie woord vanmôre. En jy moet vanmôre reg verstaan, daardie woordjie new. En ons het al in die verlede so baie daaroor gepraat. Ons so baie is daaroor gepreek oor hierdie gedagte. He knew us before we was in our mother's womb. Ek sit gister en ek in my gees raak ek so bewus daarvan om vir elke ongebore baba te kan profeteer. En vir hom te kan sê, wat is jy en wie is jy? Nog voor jy uitkom by jou mamma se maag. Net om vanmôre kinderlik vir u te sê. En ek wil vanmôre vir u vandag sê, en ek wil graag hierdie stelling maak. En ek wil vanmôre vra die Heilige Gees dat dit so lewend in jou gees sal wees, dat jy dit nooit weer sal vergeet nie. En ons besef dit nie, want ons kyk te veel na ons eie swakheid en ons eie onvermoëns, en ons kyk na ons eie inabilities, soos die Engels sal sê. En dan vergeet ons wie ons werklik binne in Jahwe is.
u is veronderstel om te verstaan dat ons al die vermoëns het. Elke moontlike vermoëns wat Jahwe soek en verlang is binne u. Ja. Nou kan ek verstaan as ek sê unlimited. Dan kan ek verstaan dat die Gees hier binne my gees moet toelaat om te verstaan wat die krag, die dynamo krag binne in my, dat dit 'n absolute unlimited krag is, 'n unlimited heerlikheid is. Want dit is sy heerlikheid. Hy sê die betekenis en die verklaring van daardie woord new gaan daarop neer dat u elke kennis wat u nodig het alreeds binne in u en my is. Daar's soveel kennis, soveel, ek wil die Engelse woord wat gebruik sê skills, vermoëns. As u vir een oomblik net daaraan kan dink dat hy jou actually gesalf het en jou geseën het en jou toeberei het. Hy het jou al reeds voorberei om bruid te wees. Ja. Hy het jou reeds daar in die moeder se skoot, daartoe hy jou gebedink het en met jou werklik met jou in fellowship was, het hy jou self al reeds voorberei om bruid van Jahwe so te wees. Dit is so interessant. Hy het al soveel kennis binne u gesit. En hy het ook nie uit sy lig binne u gesit. En die dag toe u voortgekom het, glo ek met my hele wese, hy was Jahwe so opgewonde. Hy het 'n verwagting gehad. Hy het 'n verlange gehad. En ek glo ek kon nie wag om te sien wat gaan gebeur nie. Waartoe u gaan nie. Maar ek wil u graag net sê, hoor wat sê hy. En dit maak my so opgewonde as mens as Openbaring lees en mens sien wat het Jahwe alles vir Johannes gewys. Wat het Jahwe alles die gees van Jahwe het werklik vir Johannes geopenbaar. Dan wil ek vir my vanmôre vir myself sê, David, dan moet jy begin kyk en vir Jahwe vra om meer te kan sien, meer te kan luister. Want hoor wat sê die woord vir Johannes. Hy sê, ek het Johannes het die heilige stad, die nuwe sien neerdaal vanuit die hemel uit. Toeberei soos 'n bruid vir haar man versier. En ek het vir haar, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van Jahwe is by die mense. En hy sal by hulle woon, en hy sal sy volk wees, en Jahwe sal self by hulle wees as hulle Jahwe. Dan vat ek die kronietjie vat na vers 10 toe, vers 10 toe. Openbaring 21 vers 10, hy sê, en ek wil sommer lees van die begin af, hy sê, en hy het my in die gees weggevoer, op 'n groot en hoë berg, en my die groot stad getoon. Die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van Jahwe neerdaal. Ek glo met my hele hart, hier het Jahwe net vir 'n oomblik vir Johannes weggevoer en om vir hom die bruid van Jahwe so gewys. Wees verseker ek het gaan kyk na wat almal sê oor Openbaring 21. En ek het 'n bietjie gaan terugkyk na wat al in ons eie bediening is rondom hierdie saak. Maar toe ek dit lees, toe maak die Heilige Gees my so bewus daarvan, dat hy wil ons wys wie ons is binne hom. Hy wil hê ons moet sy heerlikheid raak sien. Jahwe
Jahwe wil hê ons moet sien die lig van Jahwe binne ons. Halleluja. Die krag binne ons. Hy sê, stad getoon, die heilige Jerusalem. Nie net Jerusalem, gewone Jerusalem, 'n heilige stad. Jy moet vanmôre vir jouself sê, ek is 'n heilige stad. Ek is 'n inwoning, daar woon Jahwe binne my. Hy sê, 'n heilige stad, wat uit die hemel uit van Jahwe neerdaal, en dit het, hoor wat sê, en dit het die heerlikheid van Jahwe gehaat. En sy lig was soos 'n baie kosbare steen. 'n Steen wat lig afgee. 'n Heerlikheid. Want ek dink myself, ek sê, Vader, u woord sê, dat u ons wil presentable maak, u wil ons openbaar aan die wêreld, u wil ons openbaar aan hierdie natuur, hier buite ons, wil u ons openbaar. En toe besef ek dadelik, ek sê, Vader, mag ons as roepersfontein werklik 'n lig wees, 'n stad wees. Mag elkeen vir ons 'n lig wees. Mag ons 'n stad wees wat werklik sal wees, 'n lig wat sy heerlikheid daar buite sal sit. Hoor wat sê, en sy lig soos 'n baie kosbare steen, soos 'n kristalhelder jaspissteen. Dan sê vers 23 sê, Openbaring 21 sê, en die stad het die son of die maan nie nodig om na hom te skyn nie. Daar's nie 'n natuurlike of gefabriseerde lig nie. Hoor wat ek vanmôre vir u sê, nie 'n mensgemaakte lig nie. Nie 'n mensgefabriseerde lig nie. Maar hoor wat sê, of 'n natuurlike lig nie, maar 'n bonatuurlike lig. Hy sê, die stad het die son of die maan nie nodig om na hom te skyn nie, want die heerlikheid van Jahwe het hom verlig. Dit wil sê, ons hele wese moet verlig wees. Ons hele menswees moet verlig wees. Ons gees, ons siel moet verlig wees. Dis hoekom ons nodig het om te kan hoor en te kan luister. Wat die Gees vandag vir ons sê. Wees verseker as ek met mense daar buite praat, hoor hoe negatief is hulle. Hoe negatief kyk hulle in hierdie wêreld. Ag man, vat vir jouself net as jy net enige kanaal, TV-kanaal of 'n nuuskanaal aansit en daar's net negatiewe goed. Dan besef ek, Vader, Jahwe, dankie dat daar 'n lig in ons is. En dat ons binne daardie lig is. Hy sê mooi, hy sê vers 3 sê hy sê, want die heerlikheid van Jahwe het hom verlig. En die lam is sy lamp. Jahwe so is ons lamp. En dit bring my vanmôre dan by Matteus. Dit bring my dan vanmôre by Matteus 5, vers 14. Wat so 'n bekende gedeelte is in die woord. En almal ken dit en almal glo ek, eendag van 'n tyd in jou lewe het iemand al daaroor gepreek of gebedien. Maar ek wil net vanmôre hê jy moet dit hoor. Vers 14 van Matteus 5 vers 14 sê so mooi, hy sê, hoor wat sê, ek wil sommer van lees van vers 13 af. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi deur die mens vertrap te word nie. Maar hoor wat sê, julle, bruid van Jahwe so, julle is die lig. Julle is die lig, julle het die waarheid. Julle het die kennis. Julle het die inspraak, julle het die salwing, julle het die dinamo krag binne jou. Hy sê, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad bo op 'n berg. Hy sê, 'n berg lê, kan nie
weggesteek word nie. Ek hou van wat die Engels sê, hy sê, dit is onmoontlik. Dit is onmoontlik om in secret te wees. Dit is onmoontlik om weggebere te wees. Die Engels sê so mooi, to be hide. Dit is onmoontlik. As daar vanmôre is 'n boodskap wat Jaffa vanmôre vir u en vir my wil sê, hoe hy ons wil openbaar, wil ek vanmôre vir jou sê, hy wil die lig wat binne in jou is, openbaar. Hy wil daardie heerlikheid, daai lig, werklike lig, werklike lig, openbaar daar buite. Ons profeteer, en ons bely, en ons sê dit, en ons glo dit, en ek wil dit 100% beaam. Kriel vir Jaffa so. Nou moet jy vanmôre verstaan, dat u lig is. Dat u 'n stad is. Ek wil vanmôre vir jou sê, om presentable te wees, om vanmôre voorberei te wees, beteken bietjie moeite. Vat bietjie moeite. Vat bietjie afsondering. Dit vat bietjie om 'n offer te betaal. Dit vat bietjie om 'n prys te betaal. Dit vat werklik vanmôre genade by Jaffa, om vir u en vir my te laat verstaan wat die bonatuurlike krag binne in u en ek is. Om daardie heerlikheid, waar jy ook al mag gaan. Jy sien, ons is almal so wyd verspreid in hierdie dorp. Elkeen doen sy eie ding. Is net Sondag en wanneer dit tyd is vir Bybelskool en ander geleenthede wat ons hier bymekaar kom. En ek dink baie keer daaraan, ek sê Jaffa, dankie dat u my stuur. Dankie dat u my buite vat, buite hierdie mure. Dankie dat u my buite hierdie huis vat. Dat ek daar waar die wêreld is, daar waar die wêreld benoud is, daar waar die wêreld donker is, daar waar die wêreld benoud is oor alles wat besig is om te gebeur, dat Jaffa my daar vat om daar lig te wees. Sodat die lig wat binne my is, die heerlikheid, die wysheid wat Jaffa gee, die inspraak wat Jaffa gee, dit wat Jaffa binne in ons belê. Want die word soveel in ons belê in ons gees. En ons besef nie altyd die bonatuurlike genade wat Jaffa ons gee. Die bonatuurlike guns wat Jaffa ons gee. Die bonatuurlike krag en die geleentheid wat Jaffa ons gee. Om ten volle te kan begryp wat die volheid van sy heerlikheid is. Wat binne in u en my is. En daardie volheid van sy heerlikheid, daardie volle lig binne ons, om daardie lig buite hierdie mure te kan gaan laat skyn. En werklike toonbeeld te wees van sy heerlikheid. U sien, ek wil dit sommer net noem, ek glo u deel op met mense daar buite. U praat ook met mense daar buite. U gesels ook met mense. U kom ook in aanraking met mense. U kom ook in aanraking met mense wat wil vra en ek wil vanmôre vir u sê, ek weet. Partykeer is ek so tempted na soveel, maar dan moet ek soveel wysheid gebruik. Dan moet ek soveel werklik vir die Heilige Gees vra vir wysheid. Want ek wil op daai oomblik wil ek alles uitblaker. Ek wil vir die persone alles vertel. Ek het 'n vriend wat spesifiek is in van 'n byl. Dierbare, baie kosbare kind van Jaffa. Maar ek kan hoor as hulle praat, daar is nie kennis nie. Daar is nie werklike openbaringskennis wat werd nie. Dis die ou tradisionele denkwyse. En dit is so jammer. Ek het so 'n jaar terug, maar ek het opgehou daarmee, met daar was redes daarvoor gewees. Het hy my genooi om deel te wees van 'n maandagooggend vroeg 6:00 tot 7:00 toe om 'n manne online so gebedsgroep by te woon en so 'n bidgroep by te woon en ek het vir 'n paar weke dit bygewoon en want ek het myself gesê, Vader, gee my die genade dat ek net daar 'n lig kan wees. Dat ek net daar lig wees. En weet jy, en ek weet nie of dit met u so is nie, maar met my werk dit maar net so, omdat ek in die gees wil altyd hoor.
Jy maak my opgewonde, jy aktiveer my, jy maak my werklik wil luister as ek hoor wat die Gees van Jahwe praat, as jy praat oor die bruid. Jy aktiveer my onmiddellik, dadelik het jy my aandag. Dadelik het jy my aandag as jy begin praat oor die bruid. En jy begin praat daaroor, jy begin praat fyn goed wat ek wil hoor. Want ek luister altyd. Ek wil altyd, ek weet nie vir iedereen agterkom, maar ek is nie jou groot prater nie. Ek praat nie baie nie, maar ek wil baie luister. Hoekom? Want dit is my gees wat wil geaktiveer word deur die rema. Deur die rema. Werklike rema. Ek word vinnig, hoor wat ek vir jou sê, op met eerlikheid, ek wil nie met myself praat, maar ek wil net vir u met vanmôre verstaan, dat daar lig binne u is, en dat die heerlikheid binne u is, dat u 'n stad is op 'n berg, wat nie weggesteek kan word nie. Dit is nie die lig nie. As jy gaan kyk na daardie woordjie, die lig wat binne die stad is nie net lig nie, dit is ook vuur. Dit is ook vuur. Kan jy verstaan? Maar ek wil net terugkom. Jy sien, en ek het vir 'n paar weke vasgebyt. En ek het in tye wanneer dit kom om iets te sê, dan sê ek dit. Dan kan ek hoor hoe retireer hulle. Want ek praat nou te groot goed. Ek sê te groot goed. En ek wil sê dit resoneer nie met hulle gees nie. Hulle vat nie aanklank daarby nie. Want dit is te groot om te besef. Maar die oomblik wanneer ek in 'n gesprek kom, wanneer ek in 'n geselskap kom, en ek kan die lig van Jahwe sien, die waarheid sien, die heerlikheid sien, die krag sien, die werklike wedergeboorte, Jahwe, werklike wedergebore kind van Jahwe, wat werklik bruid is, wat homself sien as bruid, en verstaan wat die bruid is, dan aktiveer dit my gees. Dit aktiveer my gees, dan wil ek luister, dan wil ek praat, dan wil ek saam praat. Hoekom sê ek dit vanmôre vir u? Op 'n praktiese manier moet u vanmôre verstaan. Maak u mond net oop. En dat dit wat u ontvang, u sien, ons sê altyd gebruik my. Ons bely altyd ons wil gebruik word. Ons wil altyd sê ons is bruikbaar. Maar dan wanneer die geleenthede kom, ek praat vir myself, wanneer die geleenthede kom en ons gebruik nie ten volle die geleentheid nie. Jy sien, dis al hoe Jahwe ons gaan openbaar daar buite. En ek dink as baie meer is net dit. Dis maar net 'n klein druppeltjie in die emmer. En ek is absoluut, ek wil vanmôre sê, ek is nie eens waardig om vanmôre daaroor te kan praat nie. Maar vanmôre weet ek, as die woord sê ons is lig op 'n berg, 'n stad op 'n berg, 'n vertoon, ons is 'n vertoonkas. Ons is werklik 'n vertoonlokaal. Ons is 'n vertoonstuk, 'n proud, want Jahwe is proud. Hy's werklik trots op my en u. Maar wat u in gees en in siel en liggaam, as u vanmôre verwerklik besef, u is lig. En vanmôre dra u lig uit. Prakties dra ek my lig uit. En waar ek beweeg, kom mense agter, en ek kom agter, waar? Waar u is, waar u u voet neersit, waar u hand neersit, waar u beweeg, waar u uself, Vader, toelaat dat die Heilige Gees, die lig wat binne in jou is. Ek wil vanmôre vir u nie stil bly nie. Yes, ons kry soveel insprake en soveel waarhede. Dit is baie keer vir my mind-blowing om te sien hoe Jahwe ons werklik hier in hierdie klein stad, as ek dit kan sê, hierdie dorp van ons, dat Jahwe gekom het en bonatuurlik belangstel in ons. Want hoor wat sê daai woord in Jeremia 1:5. Hy sê ek het jou nie net geken nie, maar ek het jou raak gesien. Ek het jou raak gesien. Ek is bewus van jou. Ek is
is bewus van elke behoefte wat jy het. Ek is bewus van die heerlikheid wat ek binne jou gesit het. Ek is bewus van die bonatuurlike krag wat ek binne jou gesit het. Sy openbaringskennis wat hy binne jou gesit het. Ons moet. Hoe ongemaklik dit mag wees. Hoe moeilik dit mag wees. Ek weet dit is weer 'n sensitiewe ding, maar ek wil dit sommer net weer doen. Terwyl ek 'n geleentheid het, en ek wil nie dit misbruik maak van die geleentheid nie, maar ek wil net sê, wanneer jy in 'n gesprek kom en jy praat van Jaffa, en jy kry nie reaksie nie, jy verstaan, en jy kry nie werklik aanklank by persoon, want hy wil praat van Here, en hy praat van dit en dit, die name, dis maar die name, en hy verstaan dit nie, en jy kom op 'n geleentheid, waar Jaffa vir jou die geleentheid gee om dit oop te maak en oop te breek. Moenie daai geleentheid misbruik nie. Vat die volheid van woordelikheid daarvan, om werklik bonatuurlik, woordelik vanmôre vir jou sê, bonatuurlik dat die van hulp, van krag, van heerlikheid van Jaffa so, dat hy die krag sal gee, om die openbaring reg te kan oordra. Sodat jy die volheid daarvan kan oordra as 'n boodskap. So jy jou lig, want ek wil vanmôre vir u sê, Roepersfontein, is dalk miskien vanmôre nie 'n wow woord vir u nie. Maar wat vanmôre moet u vanmôre besef. Jaffa wil jou op 'n pedestal sit. Jaffa wil jou as 'n lig gebruik. Kan jy vanmôre hoor wat ek vir u sê? Wil jy vanmôre verstaan dat jy 'n stad is vol met sy heerlikheid, vol met sy krag. Vol vanmôre, in oorvloed jy vanmôre. Ek wil jy graag op die staan met my staan. Ek sê op net soos pastoor altyd sê, kan net bring wat Jaffa my mee bevrug. Ek kan ook net gee wat die Heilige Gees met my deel. Dit wat hy binne in my werk. Ek begeer net so baie as ander. Ek het ook 'n honger na diep dinge. Ek het ook 'n soeke daarna. Ek het ook 'n verlange daarna. Ek het ook 'n werklike vanmôre, en ek glo elkeen van u het ek self daai begeerte en daai behoefte en daai verlange om werklik bonatuurlik te kan ontvang. Om werklik met Vader te kan ontmoet, om so intiem met hom te wees. Ek en Woutie het verlede naweek het voorreg gehad om so 'n bietjie 'n vergadering vir ons skoondogter en Arno en haar ouers mee te deel. En terwyl ons daar sit, en dis altyd vir my so interessant, ek hou mense dop, en vanaand kinders met julle, as hulle begin ongemaklik raak, en dat die wêreld so goed by hom bespreek word, dan weet ek sommer Jesus Gees wat werk. Want ek is myself so, en dan wêreld so goed is, wil ek kan nie altyd saam praat nie. Ek wil nie altyd saam praat, maar ek sê liever so. Ek wil nie altyd saam praat nie. En die oom se naam is Wynand, en hy sê Dawie, ek is maar bietjie nie baie sosiaal nie. Hy sê daar's net 2 dinge wat ek oor my wat ek baie oor kan praat. Hy sê is oor die bruid. Hy sê oor visvang. Hy sê as jy oor daai 2 goed begin praat, dan het jy my aandag. Ek sê oom, as jy oor die bruid praat, het jy my aandag. Ja, halleluja. As jy oor die dieptes, die verhouding, die eenheid. En ek begin net so 'n bietjie met my deel oor die eenheid. Oor die eenheid, hoe ons een moet wees met Jaffa. En dadelik in my gees sê ek, Jaffa, ons streef daarna, ons bid dit, ons leef dit, om werklik so een te wees met u. Iemand vanmôre verstaan, Jeremia 1 vers 5 sê, en hy verwag van ons om te verstaan, dat Jaffa alreeds met ons een was, tot ons nog in ons moeder se skoot was. Want dit is as gevolg van hierdie wêreld, wat daardie volmaakte eenheid, ek wil vanmôre sê, daai perfect unity,
daai perfect unity gebreek is. En ek wil vanmôre vra, as jy dan vanmôre in jou gees en jou siel en jou liggaam vanmôre waarlik voor Jaffa weet, en jy vanmôre is en sê, Jaffa, maak my meer presentable. Maak my meer 'n vertoonkas. Maak my dan, berei dan my kleed dan voor. Trek my dan aan. Berei my voor. Maak my presentable dan vir hierdie wêreld. Sodat hulle kan sien ek is 'n ware seun en 'n ware dogter. Ek is 'n geesmens en ek het geesgenootskap met Jaffa. Ek is een met hom. En ek vanmôre het ek die lig binne my. En ek is 'n stad. Wil jy vanmôre met vrymoedigheid vat en jy vanmôre gaan self bedien. En vanmôre sê, Vader, maak my weer opnuut. Vanmôre, dat ek vanmôre werklik in volkomheid en voluit vanmôre weer in eenheid met U sal wees. Dat daar werklik 'n perfekte, ek wil my uitdrukking sê, 'n perfekte eenheid. 'n volmaakte eenheid. 'n volmaakte, verwerklike, bonatuurlike stad, waar die lig is, wat Jaffa self jou verlig, self jou gees verlig. Wil jy vanmôre jouself gaan bedien met sy liggaam?